Goeiedag, baie hartlik welkom by Luxmundi se digitale erediens. Ons trek nou al hier in die tweede helfte van Mei, kan julle dit glo, dit is besig om winter te word en mag die Here se teenwoordigheid en ook hierdie boodskap mag dit jou hart warm maak en laat warm klop. Die tyd waarin ons is nou in die tyd na Paasfees. Ons het so 'n geseënde Paasfees gehad en toe het ons 'n klomp lang naweke gehad en ons nou besig met hierdie reeks gevorm deur die Gees. Ons begeerte is dat die Gees ons diep in ons wese sal vorm, sodat ons al meer die beeld van die Here Jesus kan uitstraal in ons hele lewe. En een van die dae is dit Pinkstertyd, dan gaan ons verder geseën word. So mag hierdie tyd vir jou regtig tot groot seën wees. Kom ons bid saam en ons bid om die ervaring en die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Here, baie dankie dat ons juis in 'n tyd soos hierdie kan stil raak. Dat ons saam, waar ons ook al is, by ons huise, in die land, in die buiteland, dit kan weet, U is die lewende Here. U is by ons. En dat ons net kan stil word by U. En Here, ons bid met al die dinge wat ons beleef in ons eie lewe, in die land, in die wêreld, mag die wonderlike werklikheid dat U op die troon sit en dat U regeer, mag dit vir ons troos. Dankie Here dat U oor die hele kosmos regeer, oor die wêreldgeskiedenis, oor die nasies, ook oor ons land en ook oor ons leefwêreld. En ons bid dat U deur die Heilige Gees sal kom en sal werk deur U woord in ons harte, in ons lewens, en dat dit ons sal inspireer om met oorgawe vir die Here Jesus te volg. Dankie dat ons voluit vir U kan lewe. Help dat hierdie volheid van die lewe en wat dit beteken vir ons al hoe groter werklikheid in ons lewens sal word. Seën elkeen wat na die boodskap luister, Here. Ons bid dit in die Here Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend ons gaan 'n gedeelte uit Esegiel lees. Esegiel is 'n baie treffende profetiese boek. Esegiel was in ballingskap en hy is geroep in die tyd van die ballingskap. Die ballingskap wat so van 597 voor Christus plaasgevind het. So 'n paar jaar daarna het hy begin funksioneer. Hy het vir 20 jaar in die ballingskap het hy deur hom geroep en het hy gefunksioneer. Hy was 'n baie besondere profeet wat 'n besondere ontmoeting en 'n roeping van die Here ontvang het. Hy het visioene gekry, die Gees van die Here het hom meegevoer en hy moes 'n boodskap bring en die Here het vir hom gesê, hy roep vir hom. Hy roep vir hom om vir die volk 'n klomp goed te gaan sê. Maar die Here sê vir hom, die mense na wie ek jou stuur, hulle het harde harte. Hulle gaan nie vir jou luister nie, hulle luister ook nie vir my nie, maar ek stuur nog steeds vir jou. Gaan. Hulle het harde harte, stroewe gesigte. Moenie laat hulle jou intimideer nie, moenie bang wees nie. Gaan en gaan sê en gaan doen en gaan wees tussen hulle soos ek wil hê en wees my gestuurde in tussen daai mense. En nou die Here vir hom gesê, eet die boekrol. En hy moes die woorde inneem. Dit was soet soos heuning, maar toe die woorde gaan bring het, was dit vir moeilik. En hy gaan toe daar na die ballinge toe, daar langs die Kebar rivier, wat 'n kanaal is van die Efrat, dis tussen Babilonië en een van die aangrensende dorpe. En hy het gegaan en vir 7 dae het hy daar tussen die ballinge net gesit. Verbuisterd oor die woord wat hy ontvang het, maar daar tussen hulle net geluister wat hulle beleef en wat aangaan. En dan is hierdie pragtige boek met al die boodskappe, en as in 3 dele, die eerste ene gaan oor die oordeel oor Israel en Juda, omdat die Here oor jare met hulle gepraat het, en hulle net doodgewoon nie wou luister nie. En hulle voortgegaan het met ongehoorsaamheid.
En dan die tweede gedeelte, die oordeel van die Here oor die nasies, dat die Here regeer oor die nasies. En dan die derde gedeelte, 'n nuwe begin, 'n nuwe hoop, 'n nuwe toekoms vir Israel. Maar kom ons lees uit Jesegiel 36, nou 'n gedeelte van hierdie boodskap van Jesegiel 36 kom ook in Jesegiel 11 na vore. Maar kom ons lees Jesegiel 36 vanaf vers 16. Die woord van die Here het tot my gekom, mensekind, terwyl die huis van Israel op hulle grond gewoon het, so daar waar hulle gewoon het in Israel, het hulle dit verontreinig met hulle optrede en hulle dade. Soos onreine tydens menstruasie was hulle optrede voor my. My woede oor hulle uitgestort oor die bloed wat hulle in die land gestort het en oor die afgodsbeelde waarmee hulle dit besoedel het. Ek het hulle onder die nasies versprei, hulle in die land verstrooi. In ooreenstemming met hulle optrede en hulle dade het ek hulle geoordeel. Toe hulle aankom by die nasies waarheen hulle gegaan het, het hulle my heilige naam ontheilig, deurdat daarvan hulle gesê het, dit is die Here se volk, maar uit sy land moes hulle pad gee. Ek was begaan oor my heilige naam, wat die huis van Israel so ontheilig het, onder die nasies waarin hulle gegaan het. Daarom, sê vir die huis van Israel, so sê my Here, die Here, nie ter wille van julle doen ek dit nie, huis van Israel, maar slegs ter wille van my naam, wat julle ontheilig het, onder die nasies waarin julle gegaan het. Ek sal my groot naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. Die nasies sal besef, dat ek die Here is die uitspraak van my Heer, die Here. Wanneer ek myself deur julle as die heilige betoon voor hulle oë. Ek sal julle uit die nasies neem en julle bymekaar maak uit al die lande. Ek sal julle na die grond bring. Ek sal reënwater oor julle sprinkel en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodbeelde sal ek julle reinig. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en aan julle hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom. En dan sê die Here, as hulle aan die land woon, dan sê hy, julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. En dan sê die Here, hy sal die land ook weer verlos. Ek sal julle verlos van julle onreinheid en ek sal die koring roep en dit oorvloedig maak. Die Here sal hulle vrymaak en die land sal weer oorvloed wees. En dan vers 36, die nasies wat rondom julle oorgebly het, sal besef dat dit ek die Here is wat die platgeslaane stede opgebou het en die land wat verlate is beplant het. Ek die Here het gepraat en ek sal dit doen. Vriende, die tema is gevorm tot nuwe harte. Nou as ons kyk na hierdie gedeelte en ons kyk na ons leefwêreld, dan besef ons leefwêreld is maar gebroken. As 'n mens kyk na wat in die land gebeur, die verval wat plaasvind, die polarisering, die verdeeldheid, die rusie, die twis wat plaasvind. Ons kyk na korrupsie, omkopery, mense wat ander mense uitbuit, mense wat hulle self Christene noem, wat met geldmaak skemas ander mense uitbuit. En in die proses mense se pensioene vat. En dis hartseer die afgelope klompe jare, hoeveel mense wat dit gedoen het, en mense wat prominente figure was, en mense wat ook gesê het hulle is Christene. Dis baie hartseer. En dan die uitbuiting en die misbruik van mense, ook weerlose mense. Dis baie hartseer as 'n mens dit sien, en dan ook selfs die seksuele uitbuiting van mense.
Soos dink die afgelope klompe jare in die pers, hoeveel prominente figure het aanklagte van seksuele oortredings en uitbuiting teen hulle. En die magsmisbruik deur mense in magsposisies, die morele verval, die onverskilligheid teenoor die Here. Dis 'n klomp goed wat 'n mens net beleef in ons samelewing. En 'n mens beleef iets wat in hierdie samelewing van Israel rondom dit gebeur het. Nou die effek van hierdie goed wat gebeur, is natuurlik dat 'n mens kry 'n verval van waardes. Dat 'n klomp belangrike waardes, net morele waardes, respek, 'n klomp waardes, die waarde van om die waarheid te praat, 'n klomp waardes verval. En dan kry mens die benadering wat mense sê, maar ag, as almal dit doen ons dit ook maar. Dat mense dan nie alternatief leef nie, maar ook maar saamgaan met die stroom in die proses. 'n Gebrek aan ontzag vir die Here, 'n gebrek aan respek vir mense en hulle lewens en hulle besittings. Toe ek 'n kind was daar geweldige respek vir mense en hulle besittings. Jy het ander mense se goed beter opgepas as jou eie goed. En as vandag beleef 'n mens rondom lewe en 'n mens kry ook selfs hoe diere mishandel word, brose mense. Hierdie polarisasie wat plaasvind, verdagmakery van mense en verdeeldheid en twis en rusie, dit is alles goed wat gewellige skade doen aan die getuienis van die land, maar ook aan die getuienis van Christene en ook aan die getuienis van die kerk. As Christene in die kerk meedoen daaraan. En dan sal mense sê, maar kyk, daai een is 'n Christen. Of kyk, wat doen die kerk nou weer? Of kyk wat gebeur. En dan het dit ongelooflike skadelike effek vir die geloofwaardigheid van die getuienis van Christene of van die kerk. Nou vriende, as mens kyk na die raakpunte tussen Israelse gebeure en wat vandag gebeur, dan is daar 'n klomp goed wat 'n mens sien, wat maar deur die eeue nog steeds gebeur. Israel het afgedwaal en hulle het aan die een kant het hulle nog die Here gedien, maar aan die ander kant het hulle besig geraak met afgodsdiens, het hulle onverskillig geleef, het hulle die minder bevoorregte mense misbruik, was hulle oneerlik in handelstransaksies, het hulle oneerlike woekerwins gevat, mekaar uitgebuit, en het hulle deelgeneem aan afgodspraktyke van die omringende volke. En hulle het 'n verdeelde hart gehad. Hulle het aan die een kant die Here gedien en aan die ander kant hulle eie ding gedoen en meegeleef aan die wêreld om hulle. Nou vriende, mense sien dit ook maar vandag. Vandag sien mense ook dat mense met verdeelde harte die Here dien. Dat mense aan die een kant eredienste bywoon, Bybel lees, maar aan die ander kant is hulle eintlik besig maar om hulle eie belange te dien. En 'n verdeelde hart is iemand wat aan die een kant die Here probeer dien, maar aan die ander kant jou eie belang en jou eie voordeel soek. Dit het die effek in Israel se tyd en nog vandag dat die Here se naam skade ly. Dat die Here sê hier, hulle het sy naam ontheilig in die land waar hulle gewoon het, en hulle het sy naam ontheilig tussen die nasies wat hulle gebly het, en selfs toe die Here hulle in ballingskap gevat het, omdat hulle oor jare heen so onverskillig was en ongehoorsaam was, het hulle ook daar in ballingskap, het hulle die Here se naam ontheilig. En het mense gesê, dit is die Here se volk, kyk net wat maak hulle. En daardie tyd, in die antieke tyd, het 'n volk gewoon in 'n grondgebied gewoon, en 'n volk het dan 'n God gehad, wat hulle beskerm het en vir hulle gesorg het.
En as twee volkere met mekaar oorlog maak en die ander volk wen, dan beteken dit die volk wat gewen het, se God is sterker as die ander God. So die ballingskap was 'n godsdienstige krisis vir Israel, want die Babiloniërs het hulle gespot en gesê, hulle God Marduk is sterker as die God van Israel. So die Here se naam is deur die hele ongehoorsaamheid van Israel, is die Here se naam eintlik ontheilig en tot 'n bespotting gemaak. Vriende, in hierdie proses sien ons hoe dat die Here deur alles wat gebeur betrokke is en hoe dat die Here diep geraak is en word deur wat gebeur. En omdat hy juis die troue verbondsgod is, wat homself verbind het aan hulle, ten spyte van hulle ongehoorsaamheid. Maar waaroor gaan dit ten diepste vir die Here? As ons Jesegiel mooi lees, dan sien ons, dit gaan vir die Here oor die eer en die heiligheid van sy naam. Sy naam bly in die slag met die manier waarop sy mense en sy volk optree. Sy naam word ontheilig. En dan sien ons daar die Here sê, op grond van die heiligheid van sy naam, op grond van sy heilige jaloesie, dit is sy begeerte om sy volk terug by hom te kry en sy naam te herstel, gaan hy ingryp. Natuurlik is hy vir hulle lief. Natuurlik gee hy vir ons om. Natuurlik gee hy om vir mense wat swaar kry. Maar dit gaan ten diepste om die heiligheid en die eer van die Here se naam. En dan nog 'n ding wat uitkom in Jesegiel en ook in hierdie gedeelte, mense kan dit noem die besef-formule. Verskeie plekke staan daar, die Here gaan ingryp sodat die nasies besef dat hy die Here is. Sodat Israel besef dat hy die Here is. Die Here gryp in en die Here is betrokke, omdat hy wil besef, hy wil hê mense moet besef, dat hy die lewende Here is. En daarom wil die Here ingryp in ons lewe, wil hy ingryp in ons land, wil hy werk, sodat mense weer opnuut besef, hy is die enigste ware God, hy is die lewende Here, dit gaan oor hom en die heiligheid van sy naam. En as ons verder hier lees, dan sien ons in hierdie hele Jesegiel boek, dit gaan oor God se genade. Die volk verdien dit nie. Mense verdien dit nie. Hulle verdien eintlik om verwerp te word, maar die Here in sy groot genade ingryp en 'n nuwe werk wil doen. Nou, wat gaan God dan doen? Wat is hierdie werk wat God doen? Ons sien daar dat die Here ingryp en daar dit staan verskeie plekke daar. Ek gaan, waar die Here ingryp en die Here 'n nuwe skepingsdaad doen. Omdat die mense doodgewoon net nie dit reg kry om die Here met hulle hele hart te dien nie. En dan sê die Here, hy gaan ingryp. Hy gaan hulle reinig. En hy gaan vir hulle nuwe harte gee. Hy gaan die kliphart en die strogesigte gaan hy verander deur vir hulle nuwe harte gee. Deur vir hulle nuwe gees te gee, 'n nuwe gesindheid te gee. En hy gaan sy gees vir hulle gee. Hy gaan 'n totale nuwe werk doen. Hy gaan vir hulle as die hemelse chirurg vars nuwe harte gee. Sodat hierdie harte warm klop vir hom, sodat hulle, soos wat hy gesê het in die Torah, dat hulle hom as die enigste Here erken, nie met verdeelde harte dien nie, met onverdeelde harte dien, en dat hulle hom van harte sal lief hê, met hulle hart en hulle siel en hulle verstand en hulle hele wese en in hom gehoorsaam sal wees. Hy gaan ingryp en die Here
gryp ook vandag in en die Here wil ingryp in Suid-Afrika en in jou lewe en in die kerk. En hy wil mense wat sê dat hulle hom dien, wil hy sê harte verander, dat hulle hom met toewyding en onverdeelde harte sal dien. Vriende, ons kan nie met ou harte die Here dien nie. Ons kan nie met kliphard harte die Here dien nie. Godsdiens werk nie as ons nie nuwe harte kry nie. Die Here wil vir ons nuwe harte gee, sodat ons harte sal hê wat hom van harte wil dien. En harte sal hê wat hom van harte passievol lief het. En dan met hierdie nuwe harte en die gees van God en 'n nuwe gees en 'n gesindheid, dan sê die Here, ek sal dat julle my dien. Dan stel die Here ons in staat en buig hy ons sondige wil om, dat ons nie anders kan en dat ons wil van harte vir die Here leef. Die Here wil vir jou help, dat jy van harte vir hom sal leef, met 'n hart wat vurig klop vir hom. Hy wil die kliphart wil hy verander. Hy wil eintlik 'n hartoorplanting vir ons gee. En hy wil die klippe in ons hart wil hy uithaal. Soos klei gevorm word, wil hy die klippies uithaal, sodat ons van harte en toewyding vir hom sal dien. En dan sê hy hier, hy gaan ook die land herstel. Hy wil 'n heropbou van die gemeenskap teweegbring, sodat daar weer oorvloed sal wees. En dat die mense, maar ook die gemeenskap en die land sal floreer. Wat wil die Here doen in jou lewe en in die gemeente en in die kerk van die Here en in die land en die wêreld? Die Here wil terwille van die eer van sy naam jou van en ons van binne uit nuut maak. Van binne uit nuut maak sodat ons vir hom kan leef. Wil jy nie jouself ondersoek voor die Here? Jouself oopstel voor die Here? Wat gaan in jou hart aan? Hoe lyk jou hartklop vir die Here? Dien jy die Here met 'n onverdeelde hart? Of is jou hart verdeel, jy die Here dien, maar tog maar gaan dit oor jouself en ander goed? Die Here wil in hierdie tyd jou deur sy gees jou omvorm tot 'n nuwe hart, sodat die beeld van die Here Jesus 'n werklikheid in en deur jou lewe sal wees. Wat is jou antwoord? Kom ons antwoord die Here. Here, ons besef dat ons nie vir U kan dien met ou harte nie. Ons kan nie vir U dien en U naam verheerlik met harte wat verdeeld is nie. Met harte wat klippe in het nie. Met harte wat baie keer hard is en gesigte wat stroef is. Here, ons bid dat U deur die Heilige Gees sal kom en ons harte opnuut nuut maak. Ons nuwe harte sal gee, vars harte wat vars klop met passievolle liefde wat U in ons harte uitgestort het om vir U as die lewende God met toewyding te dien. Here, gee vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees, 'n nuwe gesindheid, dat ons met die gesindheid van die Here Jesus sal leef. Werk deur die Heilige Gees in ons harte, Here, dat ons ook nuut sal lewe, sodat ons lewens U naam sal verheerlik. Dat mense sal besef, as hulle kyk na ons en na die kerk en na die gemeente en na die Christene, dat hulle sal besef hierdie mense dien die enigste ware God. Here, gee dat ons en die hele land en die gemeenskap sal besef, dit gaan om U en die heilige naam. Help ons om die oorvloed van hierdie lewe te beleef. Help ons om die beeld van die Here Jesus uit te straal,
sodat dat ons tekens van hoop kan wees. In 'n wêreld en in 'n land en in 'n gemeenskap wat U so nodig het. Ons bid dit in die Here Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons doen enkele van die aankondiginge. Ons is met hierdie reeks besig en is die voorlaaste tema vandag en volgende week is die laaste tema dan hoe die Gees ons vorm ook deur ontwrigting neem. Kyk hoe gerus die volgende week se tema. En dan ons is met 'n Bybelskool besig wat Dr. Jan Kloete doen. En die eerste tema het plaasgevind en daar's 'n mooi klomp mense wat dit bygewoon het. Die volgende Bybelskool is dan die 25 Sondag die 25ste Mei, die aand is dit hier in die gemeentesentrums 18:30 dan oor 6:30 in die gemeentesentrum woon dit gerus by. En dan vriende, Hemelvaart wat een van die dae is, het ons 'n deurloop nagmaal. Dis 'n wonderlike wyse om die Hemelvaart te kom vier en die deurloop nagmaal te kom bywoon en deur stasies te gaan en iets van die wonder van Hemelvaart te beleef. So kom en nooi ook mense saam om dit te kom beleef. En dan vriende, begin ons die 1 Junie met Pinkster. En ons het vir professor Marius Nel van Stellenbosch genooi. Hy was amper 20 jaar predikant in die noorde van Pretoria. En hy is 'n kenner op Nuwe Testament. En ons sien geweldig uit na hierdie tema handgemaak vir tyd soos nou. Die Here wil ons op hierdie Pinkstertyd vorm volgens sy hand, soos hy ons wil hê vir 'n tyd soos nou, om vir hom te leef en ons getuienis uit te leef. Kom woon dit gerus by. Ons sal op die WhatsApp groepe dit sit, stuur dit vir mense, nooi mense en dan is daar natuurlik 'n heerlike sop van 6:00 in die aande. Dis die Sondagoggend, die eerste, die Sondag aand is dit 6:30 en dan die Maandag aand tot Woensdag aand 6:30 en dan is die Maandag tot Woensdag aand heerlike sop van 6:00, kom kuier saam en dan het ons saam Pinkster. Dan begin ons voorberei vir die veldtog volgende kwartaal, waag oor grense en as jy wil help daarmee, jy wil dalk help as koördineerder, kontak vir my. Ons sien uit na 'n baie opwindende veldtog. En dan as jy dalk nog nie vir ons gekontak het oor jou lidmaatskapvorms nie, kontak die kerkkantoor. Ons wil baie graag jou inligting kry, ons wil jou baie graag by WhatsApp groepe kry of mense wat julle van weet, nooi hulle gerus. En dan die 25ste Mei het ons buurgemeente Ferry Glen het hulle konsert Amira wat optree. Dit is 3:00 die middag as julle belangstel om dit te gaan bywoon, kontak gerus op hulle kerkkantoor. En dan vriende, ons het by Faros het ons 'n muur met die een buurman wat besig is om te kantel en gaan op 'n stadium omval en ons wil baie graag die muur herstel. Ons weet van die wonderlike werk wat Faros doen, ons gemeenskapsentrum om mense in nood te verlig. En as jy dalk voel jy wil 'n bydrae lewer om hierdie muur te herstel, kontak die kerkkantoor of Faros, maak 'n oorbetaling, merk dit Faros muur. As jy dit in Faros rekening inbetaal, dan kan jy ook 'n artikel 18A sertifikaat kry daarvoor en kom ons help ook op hierdie manier om dit gedoen te kry. Ontvang die seën van die Here en gaan leef vanuit sy seën met splinternuwe harte en nuwe lewens. Die genade van ons Here Jesus Christus en die wonderlike troue liefde van God ons Vader en die kragtige werk van die Heilige Gees is met ons om ons te vorm tot nuwe harte, sodat ons tot sy eer kan leef. So seën die drie-enige God jou, die Vader, die Seun en die Heilige Gees.